Sy luisteraars, goeiedag. Lekker om met julle te gesels. En ons is so baie geseënd om Wayne Watson hier by ons te hê in die ateljee vanmôre. En ek dink as julle sy stem hoor, gaan julle hom dadelik herken. Dis 'n man wat vir ons ongelooflik baie help met padregulasies, padverkeer. En ek het nou net met so van die lug af met Wayne gesels en dis nie sy werk nie. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het gedog dis Wayne se werk. Sy werk, hy's in die boubedryf. En hy doen dit as 'n diens aan die gemeenskap. En ons sê vir hom baie dankie daarvoor. Baie welkom Wayne. En partykeer gaan ons oorslaan Engels toe en partykeer gaan ons nie oorslaan Engels toe nie. Maar hoor gou sy stem, sê vir my wie van julle ken hom? Hallo, goeiemôre almal. Hoor julle? Julle ken daai stem al. Wayne, nou terwyl jy in die boubedryf is, hoe het jy betrokke geraak aan die verkeer van beriggewing en brande en so? Man, dit was elke oggend. Toe ek nou daar so opklim op die N2 in die oggende en ek sien hoe dit daar gaan. En daar was dan baie oggende wat daar ietsie nou gebeur langs die pad wat ek sal aanvat en dan sal ek dan nou 'n manier gee vir provincial die ouens in Namaheshequa. En ja, van daar af het ek net besluit, weet jy wat, ek gaan dit doen as 'n sideline. Ek gaan dit doen om nou vir nou die ander mense te help, om nou te waarsku vir die tyd, so hulle weet presies. En ja, dis hoe ek nou daaraan nou gekom het. Ja, want weet jy, ek wil amper verbeel, toe ek op jou groep geklim het, mense, en ek wil julle aanbeveel om op daai groepie te gaan. En dan ek moet julle ook sommer vooraf sê, daai groepie is nie daar vir enige ding stuur nie. Daai groepie is absoluut daar net vir Wayne om vir ons te help. En ek onthou, ek het op daai groep gegaan toe die padwerke en stop and go's in die gang was. En dit het vir my so baie gehelp om na jou te luister, Wayne. Nou ja, maar hoe lank, dan is jy nog betrokke by die brandbestryding ook? Hoe lank is jy daarbij betrokke? Man, ek is nou daarso betrokke vir ten minste omtrent so 5 jaar nou al. Ja. Wat ek nou daarso elke aand in my volunteerwerk doen. So ja, dit is omtrent so 5 jaar. Genade. Want ek het al gesien hoe ons het nogal baie brande die jaar gehad, hoor. Ons het baie. Ek dink as ek moet vat, hierdie is nou een van die jare wat die ergste wat dit was. Dit was erg. Ek het regtig gedink toe ek so na jou beriggewing kyk en luister en jy stuur video's waar die brande is en hoe dit lyk. Toe dink ek, dit is jou primêre werk. Nou hoor ons luisteraars, dit is nie sy primêre werk nie. Hy doen dit uit vrywilligheid uit. En dit bring ons as publiek ongelooflik in lyn met wat aangaan. Ons het nooit besef wat aangaan nie. Nou weet ons. So ons sê vir jou dankie daarvoor en ek wil die volgende vraag was, wat presies is jou rol in beriggewing? Dis voluntary. Voluntary werk. Ja. En ek het al gesien of gehoor, hier in die oggendure het daai man vir ons al terugvoering gegee met video's, al hoor ek hoe uit asem is hy dan, besef ek wat so groot werk is dit, Wayne? Ja nee, wat dit is nogal taamlike werk nie. Maar as jy kom tot by so gevalletjie aan. Jy kry net daai extra boost of energy in jou. So die ding is, jy raak moeg, maar weet jy wat, jy gaan maar vorentoe aan en jy doen wat jy kan. Maar sê nou, jy kom 'n brand, jy sien of jy vermoed daar's 'n brand. Wie rapporteer jy dit? Man, ek is nou op 'n jamme groep wat nou basies nou die hele garden route aan betref. So al wat ons basies doen is ons vat 'n short video, die area wat het brand en ons kan dit deurgee vir hulle. Sodra hulle het, dan kan ons nou uitgaan en gaan kyk. En dan sal ons in 'n garden route nou die hele tyd kom so om nou te laat weet wat is die situasie, kort hulle voertuie, kort hulle choppers en. So ja. Ja, dit is 'n groot werk. Maar wat sou jy sê, Wayne, is die grootste uitdaging om brande te bestry? Wat is vir julle 'n challenge? Weet jy,
As jy nou vat op 'n challenge, as jy basies, jy kom daar aan, jy sien almal kom uit daar, en jy gaan in. Is basies 'n challenge om jy gaan defend hulle huise, hulle veld, hulle skaap, hulle beeste. Dis, ja. Ja, dis groot. Dis groot. En ek glo wat 'n ander groot uitdaging is, jy sal nou weet wyn is, al die plekke is nie, jy kan nie daar ry nie, of dis onherbergsaam. Dit is korrek. Jy kry 'n paar van nou die plekke waar daar nie eens kan 'n voertuig ingaan nie, maar dan wat ons basies doen is, ons loop tot daar. Ja, So ons loop tot by waar ons wil wees. En sal hulle van daar afvat, maar as daar nie accesspunte nie is nie, en daar sê nou daar's 'n huis in die veld of ietsie, dan sal ons deurbel vir George, en dan sal hulle vir ons 'n vliegtuig of vir 'n chopper uitstuur van George af. is dit hoe dit werk? Yes. Okay. Maar terwyl ek dink dan die praktiese deel van dit, julle loop tot daar, maar sekerlik moet julle die wind dophou, dat jy nie vasgekeer word nie. Ons moet, daar was al een keer, net buite Stilbaai was daar nou 'n brand, omtrent 'n maand terug. Ons was daar vir die aand, was ons bo op die kop, ons was basies en afgesny daar, vir omtrent so 4 ure, waar ons agter gaan wag het en sit het, laat hy nou verbygaan, laat ons kan uitkom weer. So ja, daar is sulke tye. Maar julle, ek aanvaar, julle kan dit al so goed lees, waar gaan hy heen, en waar gaan hy waai, maar tog swaai die wind ook baie keer om, né? Hy waai, weet jy wat, nee, soos ek nou vir almal sê ook, is ek sê vir hulle, weet jy moet die hele tyd om jou kyk. Elke 5 minute, kyk om jou. Because hy kan nou voor jou aankom. En jy kan net jou oog net draai vir 2 sekondes. En hy kan jump, 10 meter, 20 meter jump. En hy kan agter jou wees en ongelukkig, as jy nou dit is, dan kan jy jou toemaak. Ja, nee. Okay, behalwe die kyk nou, dit is belangrik. Watter toerusting en skills word benodig om sulke gebeurtenisse te bestry? Dit is 'n issue. Man, as jy kyk op toerusting, as jy vat 90% van die plaasboere, hulle het nou warme waterkarretjies, hulle het nou warme watertankers agter op hulle bakkies, saam met 'n pompie op. Weet jy wat, daai goed help baie. Okay. Daai goed help baie. So, is nie om te sê dat jy moet nou die beste van die goed hê nie. As ek nou kan net insê is ek het nou self net soos 'n tank op nou die my bakkie van my met 'n pomp, het 'n klein 3.3 met horsepower motortjie, en weet jy wat, daai ding werk 100%. Hy het ons uit goed gebring wat ja, ons het nie geweet dat ons gaan uitkom daar nie. So ja, dis maar die eenvoudigste goed wat jy moet hê. Solank jy iets het, ja. Maar wat my altyd laat wonder, Wayne, nou is julle hier op die grond. Hoe weer die vliegtuie, hoe kommunikeer julle met die pilots of lugbeheer of met wie ever? Okay, hoe dit basies werk, by elke brand, daar is 'n commander center. Nou in daai commander center, daar's 'n chief wat sal daar so sit. Okay. En hy sal nou communicate saam met die ouens in die lug om nou te sê, okay, hy hardloop nou wes, of hy hardloop aan 'n noord, of hy hardloop suid. So die ding is, hy gaan sê, dan sal hy die go-ahead gee vir hulle. Okay. So hulle communicate via nou die radios, en dan kan hulle van daar af kan hulle hulle met drops doen. Op nou die 4-lyn. Ja, dis interessant. En 'n mens dink altyd, jy staan kyk so na die vuur en dink jy, hoe weet watter manne om waar te wees? En julle manne moet redelik fiks wees, hoor. Man, ja, jy gaan moet, because daar's 'n paar dae wat jy gaan 'n bietjie verloop, hoor. jy gaan 'n bietjie verloop en jy gaan 'n bietjie klim. So, as dit nie vir jou is nie, dan nee, Jy gaan dit nie maak. Jy gaan dit nie maak, ek is net saam met jou eerlik. Mense, luisteraars, ons gesels gou, Radio Fynbos gesels met Wayne Watson. Hy is die man wat vir ons presies op hoogte hou van die N2, wanneer dit gebeur, veral van
van Albertinia af en almal laat jou ook al weet is dit ander plekke is, Wayne. Dit is korrek. Dit kan in George ook wees. Ek kry informasie van George deur Plettenberg Bay, reg deur tot by die Kaap. So ja. Ja, dis verskriklik, dit help ons ongelooflik baie. Daai storieetjie wat jy doen en natuurlik van die brand ook. So ons luisteraars, ons praat met Wayne Watson, behalwe van verkeer, gee hy ook terugvoering op brande, lewendige terugvoering, hy is daar. Hy doen dit vrywillig. So baie dankie daarvoor en ek wil julle aanbeveel, gaan op sy groepie, veral as jy gereelde ry tussen Stilbaai of whatever, of die N2 gebruik of whatever, paaie gebruik wil ek amper sê, gaan op daai groepie, en soos ons genoem het, daai groepie is net vir inligting, dis nie vir woordewisseling en dit nie, en dit help baie. Nou, Wayne, ja, in enige situasie kom maar 'n moeilike ding. Wat se narrow escape het jy al gehad? Man, kom ons vat, daar was nou 2. Daar was die een wat ons gehad het omtrent 'n maand terug hierso by Amela. Daar was ons met vasgekeer boer, soos ek vir jou gesê het, vir daai met 4 ure. In daai tyd, as jy van nou daar bo is en jy word vasgekeer, die eerste ding wat deur jou in kop gaan is, hoe gaan ek uitkom? Hoe gaan ek hier uitkom? Maar, soos ek in 'n ander wil ook nog by sê, is, ja, jy los alles en jy gaan terug, jy staan terug, jy observe, en van daar af sal jy nou 'n plan kry. En, soos ek vir almal sê, die my man bo werk mos wonderlik uit. So die ding is, hy sal sorg dat daar vir jou 'n pad is. Die tweede een wat ons in was, dit was die 4, daarsom voorbaai, daar by Island View vakansieplaas area. Ja, dit was nog ons aanvol daai enetjie daar. Ons was uitgeroep in die aande, so ons het deurgegaan van omtrent so 6 tot 6. En weet jy, daar was tye dat ou nie kan sien dat jy gaan uitkom daar nie. Dit was Ja. Jy sê, Wayne, maar daai tyd as jy voel jy is vasgekeer, gaan daar seker baie goed deur jou kop. Man, ja, daar gaan baie goed deur jou kop. Jy raak ook 'n bietjie emotional. Maar ja, alles kom uit. Ja, werk ten alles kom beste. uit en jy's daar om te help en weet jy, jy moet net doen wat jy moet doen. En jy weet, ek dwaal nou 'n bietjie af van ons gesprek, luisteraars, want dit is vir my so interessant, want dis 'n area wat ons as publiek bitter min van weet. Jy weet, ons sien die rook, ons sien die vlamme, ons sien die vliegtuie, maar jy's op 'n afstand van dit. Maar daar's 'n menslike faktor ook. En my vraag is, jy is getroud, Dit is korrek. so jou vrou moet ook maar baie bekommerd wees as jy uitgaan. Dit is waar. Sy vra my elke uur of so. Sy sê of my nou try om te bel of sy sê om my nou weer my WhatsApp stuur, vra as ek okay is. En dan sodra ek 'n kansie kry, sal ek gou net aan my vinnig reply en sê yes, ek is okay. En ja, dan gaan ons aan. Wat is haar naam, Wayne? Lida. Okay, Lida, ek hoop jy luister, jou man doen groot werk, hoor. Nou, ons as inwoners, jy weet, ons lewe moes in 'n afsonderlike wêreld, kan ek maar sê, Wayne. Ons maak 'n vuur, ons gaan braai en daar gaan ons. Wat sal jy sê, waaroor moet ons bedag wees? Man, weet jy wat, as julle uitgaan en julle gaan braai of ietsie, maak net seker, laat jou en kola, as julle klaar is in jou ry, laat hy ordentlik dood is. Jy kan nou 'n bietjie water gooi op hom nou, maar is nie om te sê dat hy gaan hom nou heeltemal dood kry. Ja. Hy kan kan hy nou ijskoud wees, maar onderkant gaan hy nog warm wees. En al wat ek kort is 'n winkie om net 'n vonkeltjie te vat. En dan is hy in daai veld in. En sodra hy in daai veld kom, dan is dit. Ek weet nie of daar opname is nie, Wayne. Wat veroorsaak die meeste brande? Of moedswilligheid, of agterloosheid, of wat sou jy sê? Man, as ek kan sê, ja, dit is nou basies, ons het nou
ons het nou opgelet in die laaste maand of 2. Het ons opgelet, daar kom nogal taamlik vure op verskillende plekke. Wat kan dalk aangesteek geword het. Of ja, maar ons voel dit word aangesteek. Okay. Ons voel ja. Jy kry daai gevoel. Ja. Yes. So ons as inwoners moet maar net wakker wees en kyk en as ons 'n rookie sien, rapporteer eerder as om te dink ek gaan nou lastig wees, ek gaan nie rapporteer nie. Ja, nee, verseker, as julle ergens nou sien, daar is 'n rooitjie of iets, jy kan klein, groot wees, maak nie saak nie, stuur hom deur. Maak nie saak, dat dan nou 'n voertuig uitkom. Because daai vuur wat nou kan begin, daar is omtrent so 30 cm lank. En as jy hom sien op daai 30 cm en ons kan 'n voertuig uitkry tot daar, dit kan help om nou daai vuur te keer, laat hy nie gaan nou verder gaan nie. Maar as jy gaan nou dink dat dan jy gaan nou op ons nou bel en sê daar's 'n vuur, dan gaan ons vir jou sê, ag nee, Thomas, alright. Ons wil hê dat jy hom inbel. Okay. Ons wil hê dat jy moet nou vir ons sê presies waar dit is. Nee, asseblief, as jy enigiets sien, stuur hom deur. Maar waar stuur ons dit heen, Wayne? Man, jy kan hom deurstuur na die Hesekwa Gos. Okay. As daar nou baie van julle op is daar, kan julle opstuur daar, ek is daar op. Okay. Sodra ons dit opkry daar, sal ons dit dadelik van daar afvat en ons sal dit sê na George, na die ouens toe in George, Garden Route. En sodra ons sien dit is 'n dringende call, dan sal ons saam met ons voertuig uitry en ons sal gaan kyk, ons sal dan video's neem vir George en dan kan ons van daar afvat. So Hesekwa Gos GOS is 'n app. Of is 'n WhatsApp groep. Dit is korrek. Okay. Dit is 'n WhatsApp groep. Hulle kan hom add. As hulle wil, hulle kan my invite 062 720 4620. En dan kan ek hulle net op add daar en dan kan ons van daar vat. Dis great. Sê net gou weer daai nommer asseblief. 062 720 4620. Daar sê. En dit is waar ons die oë en ore moet wees van die manne wat die brande bestry. En nou wat motiveer jou om aan te gaan? Weet jy, is om daar aan te kom. As jy aankom by nou soos 'n veldbrand en almal vertrek uit hulle huise uit en jy gaan in. Jy gaan daar om hulle eiendom te gaan save, om te traam te beskerm. Weet jy wat, dit gee jou net daai ekstra krag in jou. Okay. Gee jou daai moed dat jy wil dit doen. Is nie jy moet dit doen nie, jy wil dit doen. Uit nou die hart uit. Ek verstaan. Ja. Ja. Ja, luisteraars, ons staan einde se kant toe met ons onderhoud met Wayne Watson wat so vir ons help met sy app en waarsku teen verkeer en brande en dit. En ons sê vir hom baie dankie dat hy sy werk gelos het vir hierdie paar of vir 'n uur of 2 daar van Mosselbaai se kant af, al die pad gery het Stilbaai toe na ons ateljee toe om ons hierdie eksklusiewe ou onderhoud mee aan te gaan. Dit beteken vir ons baie en dit glo ek beteken vir die publiek net so baie. Nou, Wayne, as ons nou afsluit, is daar enige boodskap wat jy vir die publiek wil gee? Man, ek wil net vra, as hulle enigiets sien, van paaie tot by in die veldbrande, asseblief, stuur dit deur, moenie voel dat jy is nou, soos jy 'n nuisance, jy is nie 'n nuisance nie, asseblief, doen dit, asseblief. Dankie. En ek dink dit sit 'n gerusheid in my hart om te weet, as ek nou Mosselbaai toe ry wat ons Stilbaaiers redelik baie doen, dan weet jy, ek het vanmôre toevallig gehoor toe sê daar by daai brug is mis. En jy weet, jy beplan jou hele rit en as jy weer as mis, dan vertrek jy vroeër. En vanmôre het ek weer geluister toe gee Wayne daai terugvoering toe, dink ek, dis eintlik great. Jy weet, jy kan nou beplan en dit inwerk in jou skedule in. So baie dankie daarvoor. Van Radio Fynbos se kant af, Wayne, baie dankie dat jy ingewillig het om ons te gesels. Ons het lekker gesels, ek het nou 'n beter agtergrond. Ek dink ek wil die laaste vraag vra, ons voor ons regisseur my in die ribbesbomp.
al hierdie cokes en bar ones en dit help baie vir die mense, né? Dit help verskriklik baie. So ja, daarin wil ek net vir almal sê baie dankies. Dit help baie. Dit dan gee vir ons daai bietjie ekstra krag om aan te gaan. Soos party van julle weet, ons het nie net van 7 tot 5 'n jobbie. Ons gaan beyond tyd. So party dae gaan dit hierso 13, 14, 15 ure. Maar elke bietjie help. Elke druppeltjie water Coke wat daar gegee word. Eye drops, ball ones. O ja, eye drops. Baie dankie aan almal. Dankie Wayne, dankie nogmaals vir jou aandeel. En nou dink ek ons publiek is slaggereed om enige klein gebeurtenis te rapporteer. Ons sê altyd die publiek is die polisie se oë en ore en soos ons julle oë en ore ook nog. En ons almal ons deeltjie doen, gaan alles regwerk in hierdie streek wat julle veilig hou. Baie dankie namens Radio Fynbos, dankie luisteraars dat julle geluister het. Dankie Chantal dat jy ons op die lug gehou het. Ons gaan julle op hoogte hou van alles. Dankie Wayne en dankie vir en veilig terugry. Dankie, waardeer. Dankie. Dankie Wayne.